My naam is Frederik Lou, ek is die reeksregisseur van Die Brug, seisoen 2, ek het ook seisoen 1, was ek ook die reeksregisseur en ek het die formaat help ontwikkel. Die eerste reeks so suksesvol gemaak het, was die karakters en die feit dat die program so onvoorspelbaar was. So ons maak net seker, hierdie keer is ons 2 keer meer onvoorspelbaar en ons karakters is weer so interessant soos wat hulle was op seisoen 1. Mense wat jy dink is weak, is actually verskriklik sterk. Die dames op Die Brug seisoen 2 het ons weggeblaas met hoe sterk hulle is. En ek praat nie net van emosioneel nie, ek praat van fisies. Ek het goed gesien wat ek nog nooit in my lewe gesien het nie. So ja, vir my dink ek die toets van Die Brug is vir die spelers en hoe hulle daarop reageer is een van die grootste redes hoekom ek so baie van hierdie formaat hou. Jy weet, en dit is ook is 'n onvoorspelbare formaat. Dis ook die mees opregste formaat wat ek dink bestaan. Jy weet, dit is nie soos Survivor nie, dis nie 'n gimmickie ding nie, dis 'n organiese regte experience. Dis 'n observational reality show, so ons raak nie aan die mense nie, ons speel nie regtig direk met hulle nie, jy weet. Ons sit hulle in 'n situasie en hoe hulle reageer is opreg. Ons het 'n groot show probeer maak met min resources. Die area waar ons geskiet het is 'n bos waar niemand heen gaan nie, daar's niks infrastruktuur nie, daar's niks krag nie. Ons het elke dag het ons met battery-operated bootjies stel toe gegaan want ons mag nie motors gehad het op die reservoir nie. Dis drinkwater, ons skiet in drinkwater. So ons het met elektriese bootjies werk toe gegaan, die goed het heeltyd gevrek. Die weer in hierdie plek is so onvoorspelbaar soos die show. 3 dae voor ons begin rol het die level van die dam waarop ons geskiet het gereis met amper 3 meter. So al die infrastruktuur wat ons in plek gehad het, was verwoes geweest. 3 dae voor ons begin skiet het. So ek sal baie graag op Die Brug wil wees vir daai aspek. Laat ek net bietjie uit my lewe uit kan klim en in die lewe of die wêreld van Die Brug inklim vir so 2 weke. Dit kan net ongelooflik wees. En hulle sê, die spelers sê, dit is vir hulle die beste deel van die ding. Die feit dat hulle net kan terugstaan uit hulle lewens uit, jy weet, en hierdie ding ervaar met baie min treats. Hulle het baie min kos gekry hierdie keer, niks suiker en sulke goed. Jy weet, hulle het regtig gesuffer. En dit was vir hulle die beste deel van die experience gewees, jy weet. So ja, as ek kon, sou ek 'n speler op Die Brug gewees het vir daai rede, maar ek sal nooit dit doen nie, want die prys maak 'n mens mal. Julle sal sien, die prysgeld op hierdie reeks het die spelers 'n bietjie mal gemaak. Ons is baie verras oor hoe hierdie show gaan eindig en julle sal net maar sien. Maar ja, geld is 'n snaakse ding.